Dit bring ons by die tweede belangrike vraag. Is Christendom die ware en regte geloof? In Handelinge 4 vers 12 lees ons, hy, dis Christus, bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardeur God wil hê 'n mens verlos moet word nie. C.S. Lewis het gesê, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Die wêreld se 4 grootste godsdienste is soos volg. Christendom met 2.38 biljoen, dis so 31,11% van die populasie. Moslem 1,9 biljoen, dis so 24,9%. Ateïsme is so 1.19 biljoen, dis so 15,58% van die populasie. Hindoeïsme is 1,16 biljoen, dis so 15,16% van die populasie. So, wat ek nou vir julle opgesom het, is omtrent 87% van die wêreldse populasie is in hierdie 4 godsdienste opgevang. In die vorige studie het ons tot die slotsom gekom, dat ons met redelike sekerheid kan sê, daar moet 'n God wees. Nou, dis debatteerbaar dalk deur die ateïsme, en ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Maar wanneer ons sê, okay, daar is 'n God, ons het tot die konklusie gekom, daar is 'n God, ons kyk na alles en sê, iemand moes dit geskep het, hierdie kon nie van self gebeur het nie, daar moes intelligent design gewees het ons nog nie op die punt gekom om te vra, maar wie is die God waarvan ons hier praat nie? Wie is die God wat alles geskep het nie? So, kom ons gee net een tree terug. Jy kan nie na die sterre kyk, jy kan nie na die son kyk, jy kan nie na die aarde kyk, of selfs na jouself kyk en tot die konklusie kom, Jesus Christus is die seun van God, en dat Jahwe van die Ou Testament die Vader van Jesus Christus is. Jy moet dit op 'n ander plek kry. So, die vraag hang in die lug, wie is die regte God? Hoe weet ons Christendom is die regte geloof? In Johannes 17, vers 2-3, lees ons, U het hom immers, dis Jesus Christus, U het hom immers volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee, die ewige lewe te gee. En dan sê vers 3, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, dis die Vader, en as die enigste ware God, en Jesus Christus, dis nou Jesus wat self praat, wat deur U gestuur is. So met ander woorde, Jesus maak dit baie duidelik, dat daar's net een manier om die ewige lewe te kry, dit is deur om God die Vader te ken, en Jesus Christus te ken, in 'n persoonlike verhouding. Nou, voordat ons verder in hierdie studie kyk, moet ons 2 sake dalk kwalifiseer. Eerstens, ons kan nie hierdie onderwerp in diepte in 'n enkele studie behandel nie. Soos al die ander hoofstukke. Ons doen net 'n inleiding en jy moet dit verstaan, in die Engels sê, we're only scratching the surface. Jy moet verder gaan en studies doen. Tweedens, in hierdie studie, in hierdie hele boekie, in hierdie hele studiereeks, gaan ons kyk na wat die Bybel sê, en ons doen by studie 5 die woord van God as die Bybel. So die Bybel is ons basis vir ons geloof. So, hou nie dit in gedagte. Die vraag van ons hier wil kyk is Christendom die ware en enigste geloof? So, kom ons kyk na 'n paar goed. Die eerste studie gedeelte daar is tuisgemaakte godsdienste. Kom ons evalueer dit. Kom ons kyk na die ander godsdienste afgesien van Christendom. In Psalm 115 vers 4-5 lees ons, wat hulle het is afgode van silwer en goud, die werk van mensehande. 'n Mond het hulle nie om te praat nie, oë het hulle nie om te kan sien nie. So, met ander woorde, hierdie is mensgemaakte beelde en ons kyk na 'n paar mensgemaakte godsdienste. Eerstens op die lyn is Hindoeïsme. 95% van alle Hindoes bly in Indië. So, ons kan met reg sê dat dit eintlik 'n streeksgodsdienst is. Nou, ons het baie Indiërs ook in Durban en Natal, so almal van ons is goed bewus van die Indiese geloof, van Boeddha en van Hare Krishna en al hierdie Indiese gelowe. Maar waarop alles neerkom, as jy gaan kyk na hulle gelowe is, en die Midde-Ooste ook, wel nie die Midde-Ooste nie, maar as jy kyk hier na Thailand en al daai lande ook, dan sal jy sien, hulle behoefte bepaal hulle God. Hulle het 'n behoefte aan gesondheid, so hulle het 'n God van gesondheid. Hulle het 'n behoefte vir rykdom, so hulle het 'n God vir hulle rykdom. Hulle het 'n behoefte aan voortplanting, so hulle het 'n God vir voortplanting. En elke behoefte word 'n God. En hulle het baie beelde. En die beelde is eintlik niks nie. Hulle maak tee, hulle sit 'n beeld daar neer, hulle maak tee, hulle sny appels en hulle sit en hulle aanbid hierdie gode wat hulle self met hulle eie hande gemaak het. So dit in itself hou dit nie water nie. Dis 'n God wat hulle self gemaak het en hulle aanbid dit. Ek weet nie wat om meer daaroor te sê nie. Dis gediskrediteer. Die tweede ene op is ateïsme. Nou, ateïsme is eintlik 'n bietjie misleidend, want alhoewel 1.19 biljoen mense onder die kategorie van ateïsme
is dit effens misleidend, want daar's 'n hele groot groep komponent mense van agnostiese agtergrond. Nou, mense wat agnosties van aard is mense wat sê, luister, daar kan dalk 'n God wees, maar ons ken hom nie. Daar mag dalk 'n God wees wat alles geskep het, maar omdat ons hom nie ken nie, is ons agnosties. Agnosties is A en nosos, die Grieks. A is nie en nosos is kennis. So eintlik al wat hulle sê is, ons weet net nie. En daar's 'n goeie rede hoekom hulle nie weet nie, want niemand het hulle nog vertel nie. So, agnostikuste is nie noodwendig mense wat ateïste is uit beginsel nie, dis net, hulle weet net nie, iemand moet hulle vertel. So as jy daai komponent, en ongelukkig word daar nie onderskeid getref tussen 'n volwaardige ateïs, en in 'n ateïsme kry jy nog 'n kategorie, mense wat aktief deelneem om as 'n geloof te sê, daar is nie 'n God nie. Met ander woorde, hulle is kampvegters vir ateïsme om te sê, daar bestaan nie 'n God nie, en hulle veg hand en tand om te sê daar's nie 'n God nie. Nou hierdie 3 kategorieë om te sê jy kry agnostikuste, dis mense wat net sê ons weet nie, dan kry jy hoofstroom ateïsme, dis mense wat net groot geword het sonder God, hulle het net nog nooit daaroor gedink nie, en dan kry jy, kom ons sou sê, die kampvegters, dis die ouens wat beklei en hulle wil dit 'n groot gebaar maak. Nou, op 'n manier is dit ook 'n geloof. 'n Rede hoekom ek dit 'n geloof maak, want jy moet glo dat daar's nie 'n God nie. Jy moet glo, jy moet doelbewus 'n besluit neem dat, en ons gaan praat oor die evolusieteorie in 'n volgende hoofstuk, jy moet doelbewus glo dat hierdie teorie, wat nog nie wetenskaplik bewys kon word nie, dat dit feite is, en dit word 'n godsdienst in itself. Nou oké, dis ateïsme. Kom ons praat 'n bietjie oor Islam. Islam is die moslim geloof. En dis die tweede grootste geloof, of die grootste geloof naast Christendom. En die moslim geloof stem baie ooreen met die Joodse geloof en die Christelike geloof. En die rede daarvoor is, want die Koran is baie identies tot die Ou Testament. Om die waarheid te sê, die Koran lees, hulle erken selfs Jesus Christus as 'n profeet. As jy die Koran deurlees, sal jy sien, hulle sê nie Jesus het dood gegaan op die kruis nie. Hulle sê Jesus het sommer reguit opgevaar hemel toe, en die regte egte moslems glo Jesus moet nog terugkom ook, maar hy is nie die Messias nie. Nou, wat belangrik is om te verstaan is, want ons moet die vraag vra, is hulle ook reg? Want hulle aanbid Allah, in hulle kop is Allah die vader van Abraham, en Abraham en dis in hulle koppe, in hulle kop is Abraham die vader van Ishmael en Isak. Nou moet ek ook vir julle sê, hulle claim to fame is Ishmael is die afstammeling van, uit Ishmael se nageslag is die ware geloof van Islam. Maar daar is nie eintlik 'n genetiese, jy kan Abraham volg tot by Jesus, en jy kan die Joodse geloof volg van daar af verder, maar jy kan nie Ishmael volg tot by Islam nie. Met ander woorde, Mohammed het 'n kans gevat, en as jy die geskiedenis van Islam lees, dan sal jy sien, Mohammed se oom was 'n smous, hy het goed gesmous, en hy, omdat sy paale, dinge was nie daar lekker nie, het hy saam met sy paale na die ooste toe gegaan, en na Israel toe gegaan, en hulle het gaan handel dryf, hulle was smouse geweest. En terwyl hulle daar handel gedryf het, het hy te doen gehad met die Jode. En die Jode se geloof van monoteïsme het baie, dat daar net een God is, het baie aanklank gevind. Hy het ook Christene raak geloof, wat hom wou evangeliseer, en die godsdienst se passie het hom baie aangeraak. En hy het toe een kant toe gegaan, en hy het toe nou hierdie ding ontwikkel van 'n geloof, want hy was 'n besigheidsman, hy wou besigheid doen, en toe gaan verkoop hy 'n nuwe geloof van sy eie mense in Mekka, en hulle jaag hom toe weg. Hulle sê toe van, nee, wat hierdie goed wat jy nou vertel, want waar hy gebly het, hulle baie gode aanbid, dit was polygamie, hulle het allerhande gode aanbid. En toe vlug hy, en hy beland in 'n grot, en daar sê hy toe, openbaar engel Michael vir hom, en gee toe vir hom woord vir woord die hele Koran wat hy moet skryf. Nou dit is so anders as die Bybel. Nou wat snaaks is, 'n groot deel van die Koran is presies 'n kopie van die Ou Testament. Dis net in plaas van dat dit Isak se nageslag is dit alles nou Ismael se nageslag. En dis heeltemal net te oordrewe. Jy kan nie dit so doen nie. En onthou, die hele Bybel is geskryf deur 40 verskillende skrywers oor 1500 jaar. Hier kom hierdie een man, hy het 'n openbaring wat niemand kon bevestig nie, en hy kry sommer die hele Koran op een slag. Nou dit het gebeur so 610 tot 632 na Christus. Nou oké, ek het jou nou 'n klomp detail gegee, maar Mohammed beweer dat hy het hierdie woord gekry van Allah nou, en deur die engel Michael nou. Nou,
ons kan nie meer daarop iets sê nie, behalwe net dat die feit dat dit een persoon is wat 'n belewenis gehad het wat glad nie geverifieer kan word nie, dit diskrediteer dit in itself. In 'n geval, daarna het hy teruggegaan Mekka toe, hy het 'n klomp mense doodgemaak, 'n klomp mense gevange geneem en hy het sy geloof eenvoudig afgedwing op hulle, en dis hoe die moslim geloof begin het. Nou oké, jy kan dit self gaan lees. Die tweede belangrike ding wat ons moet oorweeg is, so ons het hierdie verskillende godsdienste, kom ons kyk na die Christelike godsdienst. Jesus, is hy werklik wie hy sê hy is? 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6 lees ons, daar is immers net een God, en daar is immers net een middelaar tussen God en die mens, en dis Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het. Nou, daar's baie geskryf oor hierdie onderwerp, oor wie Jesus is. Vanuit die grootste gelowe in die wêreld, kan ons mekaar een ding eerlik sê. Hindoeïsme, hulle aanbid gode wat hulle self gemaak het. Ateïsme, hulle verwerp God se bestaan, en daarmee saam sê hulle die antwoord vir die skepping, maar eintlik verwerp hulle ook enige sinvolle beskrywing van hoe die skepping moes plaasvind. Die Islam, Mohammed, het die Joodse geloof en die Christelike geloof net eenvoudig 'n afskrif van gemaak en sy eie godsdienst opgemaak. En dit bring ons nou by die Christelike geloof. Die Christelike geloof handel oor God, die skepper van die hemel en die aarde, wat Adam en Eva gemaak het, wat in sonde geval het. En dan lees ons die hele Ou Testament van hoe hulle die wet nie kon onderhou nie, en die hele tyd afvallig geraak het en teruggekom het, die hele tyd hierdie offers gebring het, maar nooit 'n standhoudige verhouding met die Here kon bou nie. Altyd afvallig geraak het, en God het van die begin, onthou in Genesis 1 en 2, sê God, ek gaan vyandskap stel tussen Satan en tussen jou nageslag, Eva, wat verwys na Jesus Christus. Aan Abraham maak God dieselfde openbaring en sê, offer jou seun Isak, en Abraham sê hierdie woorde, God gaan sy eie offerlam voorsien, en hy het, dis Jesus Christus. So die hele Ou Testament is daar onderliggend deur dat Jesus Christus moet kom. En in die Nuwe Testament word Jesus Christus die enigste gebore seun, en wat dit beteken is, hy is waarlik God wat mens geword het, en hy onderhou die hele wet, sy hele lewe lank, en hy sterf onskuldig aan die kruis, as 'n plaasvervangende offer, hy is die lam van God, vir my en jou, sodat wanneer ek en jy ons sonde bely, en ons verlorendheid besef, en Jesus Christus aanneem, ons gered kan word en die ewige lewe kan beerwe. Nou, of Jesus Christus is wie hy sê hy is, of hy's 'n volslae bedrieër, of hy was heeltemal van sy loodjie getik. Maar Jesus kon nie net 'n goeie mens gewees het nie. Hy moet een van hierdie drie wees. En my aandrang, wat ek by jou wil doen, is om Jesus Christus te aanvaar as wie hy sê hy was. Reg deur die geskiedenis, en nou praat ons van sekulêre geskiedenis, is daar geen twyfel dat Jesus Christus werklik geleef het nie. So daar's geen twyfel dat Jesus Christus werklik geleef het nie. Om die waarheid te sê, daar's meer sekulêre geskrifte oor Jesus Christus se lewe, geboorte en sterwe, as wat daar bewyse is dat Julius Caesar werklik geleef het. Nou, wanneer ons dit in gedagte hou, dan is daar 'n redelike sterk saak uit te maak om te sê dat Jesus is nie 'n fiktiewe figuur nie. Hy het werklik bestaan. Dan kan ons nog verder gaan, en hier moet jy dalk Josh McDowell se Evidence That Demands a Verdict gaan lees, dis net so dik boek, en verder studie daaroor gaan doen. Maar hier's 'n paar gedagtes wat ek jou wil losby. Daar was ooggetuies dat Jesus wonderwerke gedoen het. Daar was ooggetuies dat Jesus werklik gesterf het aan die kruis. Daar's ooggetuies dat Jesus opgestaan het, en oor die 500 mense het Jesus gesien na sy dood. Nou, daar's baie redenasies om te sê, maar het Jesus werklik gesterf? Ja, hy het werklik gesterf. Om die waarheid te sê, dis een ding waarin die Romeine werklik gespesialiseer het. As die Romeine klaar was met Jesus, was daar bitter min van hom oor gewees. Die Romeine sou nie in hulle straf vir Jesus, is daar nie 'n manier dat hy lewendig sou kon afkom van daai kruis nie. Onthou, die Romeine het geen baat gehad dat Jesus moet lewe nie. Hulle wou Jesus dood gehad het. Die feit dat Jesus opgestaan het, was vir almal, selfs die Romeine, 'n groot verbasing. Soveel so dat die Jode en die Romeine ooreengestem het om te sê Jesus se liggaam is gesteel. Met ander woorde, hulle wou nie 'n verdediging maak om te sê hy het opgestaan en hy lewe, hy het dalk nie dood gegaan in die kruis nie. En hulle was dit so groot verleentheid dat hulle gesê het Jesus het die disippels het Jesus se liggaam gesteel. Nou wanneer al hierdie goed saamkom, dan is die getuienis dat Jesus werklik gelewe het, werklik wonderwerke gedoen het, werklik gesterf het, werklik opgestaan het en werklik opgevaar het na die hemel toe, is daar net te veel ooggetuies. Kom ek sê net iets oor 'n ooggetuie. En dis dalk iets wat jy nie weet nie. 'n Ooggetuie
Jy kan skuldig bevind word in die hof op grond van een geldige, kredietwaardige ooggetuie. Daar's net een persoon nodig om jou te sien iets doen. En daai een persoon kan jou in die tronk sit. 'n kredietwaardige ooggetuie. So net vir julle sê, in ons eie regstelsel is ooggetuies baie belangrik en baie kredietwaardig. En net so moet jy verstaan dat Jesus se opstanding en dood deur al hierdie ooggetuies gesien is, maak dit eenvoudig net waterdig. Dit bring ons by die derde ding wat ons moet oorweeg. En dit is al hierdie goeters wat ons oor praat. Dit help nie ons uit die kennis rondom die Here Jesus nie. Dit gaan oor 'n werklike lewendige verhouding met God. Filippense 1 vers 11 sê, deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. So hoor net hierso. Jesus Christus het ten doel om my en jou in die regte verhouding met God te bring. Dis die kern van die Christelike geloof. Dit is waar dit gaan. Ons wil in 'n verhouding met God die Vader kom en dis wat Jesus Christus gedoen het. Johannes 14 vers 6. Daar is net een weg na die Vader. En dis deur die Seun, deur die Here Jesus Christus. So, die dag toe die mens in sonde beland het dit gemaak dat ons geestelik verdorwe was. Johannes 3 vers 23, Romeine 3 vers 23, die loon wat die sonde gee is die dood. Romeine 6 vers 23, die genade wat God gee is die ewige lewe. Die mens soek. Die mense soek en daarom is al hierdie godsdienste hier, want hulle soek na God, maar hulle kry God nie. Hulle soek soos iemand wat in die donker tas. En hier kom ons op 'n punt wat ons Jesus Christus moet aanneem, want hy is die werklike verlosser. Hy is die enigste weg na die Vader en daar's nie 'n ander manier om by God uit te kom behalwe deur Jesus Christus nie. So op die vraag, is die Christelike geloof die ware enigste geloof? Die kort antwoord daarop is ja. En alhoewel ons nie in volle diepte kan gaan nie, kan ons net terugkyk na die geskiedenis en sê, die feit dat Jesus bestaan het, die feit dat Jesus sê en dat daar soveel ooggetuies is wat plaasgevind het al daar rondom al die sake in die Nuwe Testament, bevestig dat Jesus is wie hy gesê het hy is en dat ons hom moet vertrou vir verlossing. So jou geloof in Christus en die Christelike geloof is die enigste ware geloof.